Hallo en baie welkom by Memoir Books se potgooi. Ek sien verskriklik uit daarna om saam met julle te leer by die kenners wat die skryf van jou stories aanbetref. Ek beplan om met heelwat kenners te gesels, onder andere sielkundiges wat spesialiseer in narratiewe terapie, memoirskrywers self, met mense te gesels oor spesifiek dementia en Alzheimer's en die waarde daarvan om jou storie neer te skryf en dan weer daardeur te mag lees en te besef dis jou stories. En natuurlik kinders soos ek wat reeds hulle ouers, hulle ma of hulle pa se storie mag ontvang het en na die heengaan van hulle familie dan die waarde daarvan besef. Soos ek besef het met my eie ma se memoirs en wat hierdie hele proses aan die gang gesit het. So, ons gesels nou verder met Henriette en Roland de Vries. Hulle is wel bekend onder ons weermagveterane en dit is met die oog op memoirs van 'n soldaat, met ander woorde jou pa of ma wat in die weermagdiensplig gepleeg het om hulle stories, hulle army stories vir ons neer te skryf en dan nou die waarde daarvan. Jy is twee interessante karakters en groot omgee mense, hoor. Ja, nee baie. Hulle het so mooi gesels en ja, so ek Ja. is Hy's lekker stout, hè? hy's lekker stout. Ja, maar ek dink mense geniet hom en ja, ek hoor Hy's nogal so eerlik. ek hoor nogal die omgee daarin, gemeng met die Ja, taal. nee, Dis nou so absoluut, erg. Ja. Ek weet nie of hy vir jou die storie vertel het nie. Kyk, hy bel my elke Boxing Day, 26 Desember. Want op die 27ste, Nee, 26. 26 Desember 77 is hy en ek in 'n klompie ander troepe saam oor 'n landmyn waar ek het 33 deur die lug getrek. Maar hy bel my elke Boxing Day, dan herinner hy my aan hierdie storie. Ja, en die oor en oor vertel, ek dink 'n mens word eintlik nie moeg daarvoor nie, nê? Ja, maar hy's 'n goeie storieverteller en hy skryf goed. Baie vloekwoordjies, maar ou moet dit oorsien. Nee, definitief. Nou ja, ek wil Ek graag sit met jou boekie in ons hand. Ek en Henriette. hy blur nou 'n Daar bietjie sien. daar. Dis 'n fantastiese boek, hoor. Baie net. Baie oulik, ja. Ja, baie mooi saamgestel. Baie dankie. So ja, ek weet nie of ons dalk sommer met daai vrae kan afrits nie. Die eerste een Ja, was jy laat my. Ek ja, waarom dink julle skryf mense memoirs? Wat is die waarde daarin? Vir my is dit maar 'n nalatenskap vir jou kinders in die eerste plek. In die tweede plek is dit om waardevolle geskiedenis nie te laat verlore gaan nie. En ek dink, soos wat ons laas gepraat het, dit kan baie terapeuties wees om jou memoirs te skryf. En ja, ek dink niemand skryf vir die pers meer vandag nie. Dit help ook nie wat jy maak nie geld uit boeke meer nie. Ja. Maar ek weet nie, dis my idee. Ek het gevind met my skrywery oral waar ek was. Ek meen op 'n stadium toe ek en Henriette nou in die Midde-Ooste was, sy het baie in Afrika gewerk, ek ook. En ons was in die Midde-Ooste. Toe sê hy vir my, sê Roland, skryf nie jou boeke. Dit was die tweede boek, Eye of the Firestorm, en toe later, ook toe ek in die Midde-Ooste was, het ek aan Mobile Warfare for Africa begin werk. Ek het gevind dis 'n ontdekkingsreis. Jy ontdek jouself eintlik in hierdie proses. Maar wat vir my baie waardevol was daarna, soos wat ouens my uitgenooi het om praatjies te gee, is die een storie, dis 'n wisselwerking, ontlok 'n ander storie. En so word die stories al hoe ryker en ryper. En dit was vir my waardevol. En ook soos wat jy stories vertel, om die vreugde in ander mense se oë te sien en uit wat hulle sê en die herinneringe wat dit terugroep, maar ook om
jy weet, dit is asof die ouens die goeie dinge onthou, so saam met die slegte dinge. En dis vir my baie positief. Vir my was dit 'n soort van ou Covey praat altyd van the upward spiral of learning, committing and doing. En ek sien in jou boekie verwys jy ook daarna. Daar's 'n visie aan die einde van jou boek van hoe lyk die pad vorentoe. En ek dink dit is waardevol van jou skryfproses wat jy graag wil bevorder. Ek het nou die dag iets op Facebook gelees van iemand wat sy memoir geskryf het, waar hy gesê het, hy het in hierdie proses het hy homself weer herontdek. So ek dink dis die waarde van hierdie boekie van jou. Ja, en terwyl jy so praat, het ek 'n paar notas gemaak. Ek het gewonder wat julle dink van mense wat sê, en veral nou veterane wat sê, maar weet ek kan praat en ek kan nonsens praat, maar ek is nie 'n skrywer nie. Dink jy hulle sal deur daai boek te gebruik regtig hulle stories kan skryf? Ja, kan ek gou Dit net vir haar ietsie sê? Jammer en net wat ek gevind het, wat ek altyd vir ons gesê het, wat ek het dieselfde vir Albertus Venter gesê het. Moenie kom met hoogdrawende raamwerke van boeke, oogmerke en doelwitte nie. Gaan sit en begin skryf. Ja, jy weet en wat ek ook agtergekom het in die jare wat ek met mense werk is baie keer het 'n ou slegte ervaring in hulle kinderdae gehad met opstelle skryf en negatiewe kritiek gehad en heeltemal selfvertroue verloor in die verband. Maar dan sê ek vir hulle, okay, kry iemand wat naby aan jou is, 'n broer of 'n suster of 'n ma of 'n pa of 'n vriend of 'n vriendin, wat daarvan hou om te skryf, dan vertel jy vir hulle die storie. Laat hulle dit vir jou skryf. Jy weet, dan lees jy dit en dan edit jy dit. Want ek het gevind in die jare, dis baie makliker om te edit as die storie klaar daar is, as wat dit is om homself in die eerste plek op papier te kry. So dis 'n alternatiewe roete. Ek hou nogal daarvan, want dan sit ook 'n Ja, gespreksmanier, selfs as mens ja. nou moontlik hierdie boek kan gebruik en sê, jou gade of jou seun of dogter sit by jou en vra uit, miskien sommer self uit hulle koppe uit of deur daai prikkelaars wat in die aparte boekie is, en dan is dit amper asof julle ook mekaar ontdek. Ja. Absoluut. Is 'n wisselwerking. Ek gaan nou een van my gunsteling 'n soort van aanhalings gaan ek graag met jou deel, want ek dink dit hou hiermee verband. Maar ek wil net aansluit by jou en Henriet wat die skrywery aanbetref. Een van ons makkers op Albertus Venter se Facebook het en die ou het my toe gebel en vir my gesê, man, hy het 'n fantastiese storie van ons 61 megdae en dit gaan oor hulle patrollering langs die Bravo kaplyn in die Etosha-panne in Suidwes-Afrika en waar hulle nou onder ons hier met 'n olifant gehad het. En hy het vir my die storie vertel, pragtige storie. Toe sê ek vir hom, jy moet dit skryf. Toe sê hy, maar ek kan nie skryf nie. Toe sê ek, luister, jy bel nou vir Albertus en jy deel hierdie storie vir hom en saam skryf julle die storie en daai storie is nou geskryf en hy's gepubliseer en die ouens geniet legate uit. Nou wat jou boekie aanbetref, hierdie boek van jou. Ons troepe se boek. Daar's vir my 'n lese Henriet is baie bekend daarmee waar ek sê in every vital organisation, soos ek praat van 'n kinship, 'n familie, die kameraderie tussen soldate. There's a common bond of interdependence, mutual interest, interlocking contributions and simple joy. Ek dink 'n byproduk van hierdie boek moet wees, miskien 'n hoofuitkoms van hierdie boek moet wees, daai simple joy, daai vreugde, daai lewensvreugde wat jou boekie verskaf. Dis vir my, dit moet 'n kerneienskap wees van wanneer hierdie stories begin groei. Baie dankie Janie, ek stem nogal saam. Ek hou van daai lewensvreugde of die simple joy. Ja, want is iets wat eintlik tot op jou kern praat. Iets wat Ja. jy weet is jou voorsate se stories wat dan met jou nou vervleg raak.
iets Ja, van dit. Dan wonder ek ook of ons kan gesels oor vir ons kinders en vir ons nageslag om as ouers en grootouers ons rol te vervul deur ons eie stories te skryf om te sê ons is vooruitdenkend wat hierdie 'n stuk skryfwerk aanbetref om te sê julle stel of julle lyk of julle op die oomblik nie belangstel nie. Julle vra nie vra oor my voor my lewe weet toe baie ek waar, jonger ja. was nie, maar ek weet omdat ek self wonder oor my ouers en voorouers en ek self moontlik nie gevra het nie, moontlik nie neergeskryf is nie, dat ek nou gaan vooruitdink vir julle en dit vir julle skryf en dit in julle hande los om dan later op te tel en te lees. Ek dink dis baie waardevol want ons het die ervaring gehad 2 jaar gelede dat my pa se suster is op ouderdom 93 oorlede en sy is toe nou die laaste van daai garde wat weg is. En op haar begrafnis het haar dogter briewe gelees wat sy geskryf het waarin sy vir hulle vertel het van haar lewe as kind en episodes en ons het almal saamgestem dat ons jammer is ons het nie meer sulke briewe van ons ouers nie. So dit is 'n behoefte wat veral later in jou lewe ontstaan Ja, wanneer jy meer tyd het om te begin dink aan die lewe en nie jaag om jy weet te oorleef nie. Is waar kom jy vandaan en wie was jou voorouers en wat was die omstandighede? Jy weet. my seun, om aan te sluit by Henriette weer eens, my seun Pieter, wat nou 40 jaar oud is, hy het, hulle bly in Dubai, hy het nou eendag na my toe gekom en sê, pa, jy's altyd by die veterane besig en gesels met hulle, vertel stories, ons wil nou jou storie hoor. En jy Wonderlik. moet nou jou storie vir ons begin vertel. En dit is nou op hierdie ouderdom van hom, wat hy weet ons begin ouer raak en ou se lewe raak al hoe korter en daar's 'n behoefte by hulle om jy weet kennis te neem van jou lewe en wat gebeur het en die interessanthede van jou lewe. Ek kan onthou ek was al nie jy weet 'n jong offisier in die weermag gewees toe ek regtig begin belangstel het in die Anglo boereoorlogse stories. Tot so 'n mate dat ek 'n boek met oorlogskaarte gekoop het wat ek agter in ons kar gegooi het. En soos wat ons gereis het, en ek weet daar was 'n slagveld. Kom ek noem 'n voorbeeld. Daar naby Lady Smith is Caesar's Camp in Wagon Hill. Jy weet dan draai ek af en dan met die kinders loop ons rond. Ek sê vir hulle hier's die skanse, jy weet, hier was sou Dominee Kestel en hier's die merk in die klip waar die boere geskiet het en dit het by hulle want dit was tasbaar, jy weet, en dis interessant en ou doen dinge saam. Ek dink hierdie storievertellery van jou is ons moet dit saam doen. Dit moet iets wees wat ons deel met mekaar. En ek dink ook dis 'n kontakpunt, jy weet, want oor die jare kry mens verskriklik baie breuk in gesinne. En dan kry jy dat 'n pa vir jou sal sê, maar ek was my lewe lank in die weermag of ek was 'n lang tyd in die weermag en in daai tyd het ek 'n gat in my kinders se opvoeding wat ek nie by was nie, wat ek nie saam was nie, wat ek nie Baie belangrik. deelgeneem het nie. En dis baie keer moeilik vir kinders en paas veral om mekaar dan te vind in die later lewe en werklik kontak met mekaar te maak want daai verhouding is nie op die regte tyd normaal en natuurlik gesluit nie. En dit is dan nou, ek wil amper sê weer 'n terapeutiese geleentheid waar jy 'n verhouding kan bou of hernie of jy weet laat groei waar hy misgeloop het deur te praat oor wat het gebeur in daai tyd toe ek nie by die huis was nie. Jy weet, en ek dink die kinders vra nie daarvan nie, want daar's baie keer veral met later tienerjare adolessente is daar baie keer bitterheid en sê my pa voel niks vir my nie. Jy weet, ek het nie 'n verhouding met my pa nie en tog dink ek dat dit waardevolle aanknopingspunt kan wees. Ek dink hierdie moet 'n kampvuurboek wees. Weet iemand eendag vir my 'n belangrike ding gesê, hy sê
Intimacy is at the heart of competence. So dit moet intimiteit skep, die proses van storievertelling. Ek dink dit kan ook 'n waardevolle bydrae wees wat hierdie boekie kan maak wat mense nader aan mekaar kan bring. Ek hou van daai kampvuur idee. Ja, Dit gee nogal warmte ook aan die konsep. ja. Ek En dink jy moet regtig daaraan dink. Ek sien die ouens wil my graag September maand uitnooi na die Klub Omatea geleentheid in Bloemfontein om die 50ste verjaarsdagviering van die Ratel by te woon en stories te vertel. En ek dink jy kan gerus met Albertus praat. Hulle reël dit. Dit sal miskien great wees as jy self daar kan wees. En Met 'n jy handvol boeke. met 'n handvol boeke ja, en dat ons hulle kan aanspoor en sê luister ouens, hier's ietsie, kom ons begin skryf. Ek dink dit is belangrik want daar's vir my 'n formele deel ook van jou boek en dit is om ons geskiedenis geskryf te kry van die boonste vlak tot op die onderste vlak. Een van die redes hoekom ek Eye of the Firestorm geskryf het was my omgee vir my mense met wie ek saam in operasies was, oorlog gemaak het. Jy weet, as jy 'n troep is en jy sit in 'n ratel, dan weet jy nie altyd wat gaan twee vlakke op boontoe wat is aan die gang nie. Wat is die strategiese dimensie nie? Wat is die groter operasionele dimensie nie? En ek wou graag iets geskryf het om vir hulle dankie te sê en vir hulle terugvoering te gee en sê luister ouens, dis wat gebeur het. En wat vir my nou baie interessant was, jy weet, ek dink in die eenhede waar ek bevel gevoer het, so 6-1 gemekaniseerde bataljongroep, operasies in Angola in die 80er jare, waar ek stories geskryf het wat ouens nou lees, dan kom een of ander troep en ons maak weer kennis met mekaar en hy vertel vir my van 'n storie wat gebeur het binne die storie, wat weer vir my 'n waardevolle terugvoering gee van dit wat op die grond gebeur het wat ek self nie eens van bewus was nie. dat So jy dit daai prentjie kan eintlik amper Maak- voltooi. Ja. dit maak 'n groter prentjie. Ja. Wonderlik, maar gepraat van vlakke, ek bedoel julle is nou groot name. As mens nou praat van jou dienspligtyd en grensoorlog en dit, maar wat nou van die veteraan wat nie eintlik miskien selfs nie eens aksie gesien het nie. Is daar vir Ja. hulle iets om oor te skryf? Baie van hulle voel dalk, ja, maar ek het nou nie iets groots om oor te skryf nie. Is dit nie 'n bietjie spoggerig vir my om nou so te skryf nie? Wie dis vir my baie belangrike vraag aan hy. Jy weet, ons was gelukkig. Daar was nie so baie ons wat in operasies was nie, wat in kontakte was nie. Verskoon. Jy weet, maar ek het 'n gesegde gehad by my eenheid. En dit was every person counts. Dit beteken die tannie wat in die betaalkantoor gewerk het, wat koek gebak het vir die troepe, die betaalmeester wat nie op die grens was nie, die chef, die tiffie, die werktuigkundige wat in die werksplaas gewerk het, die pakhuisman agter die toonbank in 'n pakhuis. Al daai ouens het 'n belangrike rol gespeel. En elkeen van daai ouens het interessante stories. En die eerste ding wat hulle altyd aan dink is die stout jy weet, Stoutigheid. die stoutigheid stories. Ja. Ek sê, almal wat gedien het, die families, die sissies, die boeties, almal het 'n bydrae gelewer tot die ou wat voor op die front was. Almal kon nie op die front gewees het nie, maar elke ou het getel. Ek wil nou byvoorbeeld my eie situasie vat. Ek was hier op 'n offisierskursus gewees voor ek weermag toe is. En ons was, ek weet nie, 3 of 6 maande hier op George gewees. En net daai tyd wat jy hier op George in die weermag was, ek kan vir jou legio stories vertel van sommige Jode wat snaakse goed gesê en gedoen Ek het. dink nou spesifiek aan 'n storie. Ja, jy weet, almal het stories, want Ja. om in die weermag te gewees het as troep, of iemand jou nou, 'n korporaal jou nou gejaag het in die bultyd om 'n blaartjie te gaan pluk omdat jy droog gemaak het, of almal het 'n storie wat sy vrou nie van weet nie, wat sy kinders nie van weet nie, wat mense om hom nie verstaan nie.
Jy weet, en dit hoef nie vir my net veteraanstories te wees nie. Dit kan vir my kinderdae stories wees. Dit kan van oupas wat in die Tweede Wêreldoorlog was, stories wees. Ek dink dis soos wat jy sê, dis 'n bekendstelling van my as mens, holistiese mens in 'n uitgebreide familie boontoe en ondertoe, wat alles deel word van die ek. Ek wil nou 'n militêre opdrag uitreik. En daai opdrag is die stories moet uitkom. Dit moet geskryf word. Ja. Klaar. Anders gaan ek vir Albertus Venter vra om te reël dat ouens ratelwiele flip met rateltrekstange gejaag word en push-ups doen. So die Ons stories dryf hulle met Ja. met die rottang. Dis fantasties as ouens so saam sit om te sien wat hulle onthou. Ons het nou 'n WhatsApp groepie net vir ons matriekklas. En die stories wat daar uitkom. Jy weet, ons was so 4 jaar gelede ons 50-jarige reunie gehad. En nou is die ouens nog in kontak en die goed wat daar uitkom wat jy onthou van jou skooldae. As die ouens begin stories uitruil, dan is dit amazing hoe daai verstand losgaan. En al die die kinders stories weet nooit van daai stories nie. Ja. Ek dink aan die ernstige geskiedkundige feite wat weergegee word, die hartseer stories wat gedeel moet word, die grappige stories wat gedeel moet word. Ek dink daai hele tafereel moet ontwikkel word. Dit moet geskryf word. En ek dink hierdie is 'n geleentheid om dit te doen. Want ons Hierdie praat inisiatief, vir my amper makliker as wat ons skryf, maar ons onthou makliker wat geskryf is as iets wat gesê is. Absoluut. Ja. En ek kyk na jou illustrasies in die boek. Dis pragtig. Daar's ouens wat kan teken. Hulle kan 'n stories teken. Ek dink 'n mens moet kyk daarna ook in fotos. Jy weet, a picture is worth 1,000 words. Ek dink dit moet net 'n ryp ervaring van stories weergee raak en van bou die groter prentjie. En waar sou julle sê begin iemand nou? Okay, ek het nog nooit so iets Enige gedoen nie. plek. Waar begin ek? Help daai inspirasie prikkels. Ek weet of julle kon 'n bietjie loer daarna nie. Dink julle Ja. so iets werk? Ek moet jou sê, ek dink hierdie gaan baie powerful wees as jy dit by, wat noem hulle hierdie skouerskure, Skouerskure waar die ouens in die aande bymekaar kom. As jy jy weet, mense kry wat by daai plekke byeenkom en jou boeke beskikbaar kan hê en dan iemand begin met stories vertel. Nou, die mense moet nie in rye sit nie. Hulle moet om die vuur staan en hulle moet 'n drankie in die hand hê, want dan moet jy hoor hoe praat die ouens. Ja. En wat ek baie gedoen het, want ek het 'n Samojeërs groep gehad byvoorbeeld op Loatla, wat ons 'n klub gestig het en hulle het hulle self die Horingbek voelklub genoem. Ja. En dit het begin deur ouens wat terapie wou gehad het, wat nood gehad het met verhoudinge terug by die huis. En toe later word dit sommer 'n klomp ouens wat vir my sê kom saam met ons kroeg toe, dan gesit ons in die kroeg. En dan begin hulle stories vertel en dis so asof die een se storie 'n ander een se storie trigger. En wat ek dan gedoen het, ek het 'n notaboek gehad. Dan skryf ek die ou se naam neer en ek skryf net die insident. Byvoorbeeld die ratel wat gerol het op Otawie. Of jy weet, die ratel wat hulle uit die modder getrek het ergens met die ou se naam. Dan wat jy dan doen is, jy kry iemand soos Albertus en jy sê vir hom, as jy skouerskure hou, dan het jy hierdie lys. Dan sê jy vir die ouens, vertel bietjie vir ons wat het daar gebeur. Of ons staan om die vuur en so jy kan 'n skrywer ook hê wat die ouens se inligting kry en waarneem en dan tweedehands skryf en dan vir hulle sê, weet jy, ons skryf hierdie storie van jou, het jy fotos. En as jy nie fotos van die insident het nie, het jy 'n mooi ratelfoto want dit gaan oor 'n ratel of waar jy by 'n ratel staan
of het jy 'n mooi foto van jou in uniform. Jy weet, met ander woorde, maak amper 'n plakboek tipe ding, want dis jou idee hier, is hierdie En jy help hom bou aan sy die storie Ja. sodat sy idee. kinders die nageslag dit kan hê. Ek Ja. hou daarvan. Ja, Ek hou daarvan. ja. Wat is die idee? Nou, ek wil 'n storie skryf. Skryf ek my storie in hierdie boek of skryf ek hom en ek stuur hom vir jou en hy word gepubliseer? Hoe werk dit? Jy skryf die storie binne in daai boek. Daai oop bladsye is vir jou pen om jou Right? storie mee Tom? te skryf. So die boekie voorin is jou jou inspirasie prikkels om te sê hierdie is wat die kind vra. Oupa of oumas, vertel vir my, hoe was dit? Waar was jy? Hoe het jy gevoel toe jou hare afgeskeer is? Daai tipe goed. Hoe het jy by jou opleiding gekom? Het jy met 'n trein gery? Dit inspireer jou dan om op die oop bladsy te skryf oor watter prikkel jy dan kies om oor te skryf, want nie almal wil elke vraag beantwoord nie. Jy wil nie dit ook publiseer op 'n webblad of iets nie. Nee, hierdie is juis as jy nou voel, maar ek wil dit net eintlik vir my mense skryf. Ek wil dit nie weet oral vir general consumption beskikbaar Nee, nie. maar dit wat Roland sê is miskien 'n prikkelriglyne. Ja. Want hierdie boekie van jou is pragtig en hy's baie diep. Jy weet, jy het mooi gediggies, jy het Baie mooi saamgestel. jy weet, dis baie mooi, maar dis vir my asof ek, as 'n ou sê ek wil skryf, dan wil hy partykeer oor iets spesifiek skryf en dan is die lus om deur die boekie te lees. Okay, hy sal dit miskien die eerste keer doen, maar dan is dit asof hy nie regtig 'n prikkel kry wat hy weet waar om te begin nie. Jy weet, jy het hierso inhoud, wie is ek, nog maar kind, opgeroepte troep, opleiding, aanwending, nabetragting, wat vir jou 'n idee kan gee waar in die boekie kan hy gaan kyk. Jy weet, sê nou maar dis een of ander opleidingstorietjie en hy gaan na punt 4 toe op bladsy 41. Dan kan hy iets daar oor storieetjie oor die opleiding skryf. Maar jy gaan vind dat een ou het baie stories hier en dan het hy niks stories verder aan nie. My gedagte was dat mens miskien, daar is nou die prikkels hier, maar amper vir hom sê, dink terug. Dink terug as jy dink aan jou opleiding en maak vir jou 'n lys van goed wat jy nou spesifiek onthou. Amper soos hierdie sielkundige lewenslyne wat jy trek, waar jy jare blok, of eras blok. En dan, jy weet, kan hy vir hom so 'n lewenslyn maak en sê, jy weet, hoe ek gevoel het oor weermag toe gaan voor ek uit die skool uit is, het ek uitgesien daarna, al daai tipe van goed, hoe het ek daar gekom. Jy weet, 'n hele amper templaat van indeling en idees. Sulke sneller gedagte. Want ek het gevind met terapeutiese skryf, doen ek dit vreeslik baie met mense. Ek sal vir hulle sê, kom ons maak vir jou 'n lewenslyn. En dan gaan jy terug en dan maar onder die lyn skryf jy negatiewe of pynlike insidente en bo die lyn skryf jy positiewe of jy weet, goeie momente en goeie verhoudings en goed. En dan laat jy die persoon amper vir hom 'n raamwerk daar opstel. En dat hierdie raamwerk word dan vir hom iets wat as hy daarna kyk, dan onthou hy, okay, hierdie is opleiding, hierdie is grens toe gaan, hierdie is agterbly terwyl die ander grens toe gaan. Hierdie is in my 2de jaar weermag toe ek die nuwe troepe inkry en insidente wat daar gebeur het en waar ek gevoel het, jy weet, hartseer of opgewonde of deelgeneem het of jy weet, sulke tipe van goed. Want as jy so raamwerk of lewenslyn, dan onthou mense beter en hulle kry meer 'n deurlopende lyn. Want
Daar's verskriklik baie geheugate in jou lewe waar jy niks onthou nie. Amper thinking triggers. J- Ehm Ja, maar dat daar 'n lyn is wat jy amper kan die geheugate kan toestop. Ja. En onthou, o ja, dit het gelei tot dit en dit het gelei tot dit en o ja, daai jaar het ek met my meisie my gelos en ek het 'n liewe Jannie briefie gekry en toe was Dis ek skerp, nee. jy weet, toe was ek 'n paar jaar was ek of 6 maande was ek sonder iemand en toe gaan ek huis toe. Maak jy my nou jaloers weer? Nee, ek dink nou spesifiek aan Johannes en Ja, Johannes- Berna se storie. Ja, daar's Vriende van ongelooflike vreeslike mooi stories, maar ouens vergeet dit. Hulle vergeet hulle eie stories. Het sy as gevolg van pyn, het sy as gevolg van dat hulle nie dink mense sal daarin belangstel nie. Maar as jy dit vir jouself skryf en uiteindelik, jy weet, jy kan byvoorbeeld vir hulle sê, het jy tienerjarige kinders of tienerjarige kleinkinders? Dink terug hoe jy gevoel het toe jy nog op skool was en sou weermag toe gegaan het, of toe jy in die weermag was en teruggedink het aan jou skooljare. Want dis hoe ek ouers en kinders bymekaar bring terapeuties. Is sê, gaan haal jouself in daai era van jou lewe. En dan vind jy ook, jy het meer om oor te praat, want jy kan vergelyk. En 'n kind kan verstaan hoekom verstaan jy nie, en jy kan verstaan hoekom 'n kind anders is as jy en al daai stories. So, Jy weet, daar's in Engels word dit beskryf as the reticular activating system, jou kreatiewe onderbewussyn. Alles lê daar. Dit word nooit vergeet nie, en dis hoekom ek van hierdie idee hou van snellers, want jou boekie is ook 'n sneller in 'n seker opsig. Sodra daai sneller gegee word, dan maak dit jou kreatiewe onderbewussyn wat nie tydsgebonde is nie, wakker. En dan kom daai stories na vore. Nou iets wat gebeur het, nou weet ek nie of dit doelbewus is met die skryf van my, is eintlik 'n lewensverhaal, Eye of the Firestorm, maar is ook 'n geskiedenisboek en is ook 'n wetenskaplike militêre boek. Maar met die skryf van my boek wat nou in baie ouens se besit is, het baie van my vriende, ek dink byvoorbeeld mense met wie ek baie nou saamgewerk het in operasies was, soos Andrei Kreerhuis op Langebaan. Hy het nou 'n behoefte gehad om vir sy kinders sy boek te skryf. Ek was nou bevoorreg om vir baie van daai ouens sê voorwoorde te skryf of beskrywings te skryf van die dae wat ons saamgewerk het. Nou Andrei Kreer is 'n goeie voorbeeld van 'n ou wat nou sy boek voltooi het. 'n Ander persoon is CP de Tooy. Ons was saam in operasies in Angola. Ons het later saamgewerk na ons weermag daar. Hy's Afghanistan toe, hy was Irak toe. Hy het nou sy lewensverhaal geskryf. Ek het gister met hom daaroor gesels. En 'n ander persoon wat ek as 'n voorbeeld kan... Ekskuus tog dat ek net onderbreek. Die eerste ou was min of meer een ranggroep agter hom. Die ander ou was een van sy kolonelle. So dis ouens uit sy loopbaan. Ja. Die laaste een wat ek wil noem is Louis Gerber. Hy was 'n burgermag bevelvoerder by 3 Valskerm bataljon. Burgermag persoon wat 'n ongelooflike militêre agtergrond het, ervaring het. Hy het byvoorbeeld by Kasinga gespring met een van die operasies. En hy het nou sy boek klaar geskryf, 'n lewensverhaal met jy weet, baie mooi geïllustreer. So ek dink daar is 'n behoefte by mense om goed geskryf te kry. Hulle soek net daai aansporing. Ja, beslis. En dink jy daar is heel wat ook nou nie noodwendig dit wil publiseer nie, wat dit nou nie in boekwinkels wil hê nie, maar wat Maar ek dink baie. Ja. Maar ek dink die groot ding is, jy weet, ek sê nou eendag vir Roland toe hulle nou weer praat van hierdie 6-1 Meg geleentheid in Johannesburg. Hulle het elke jaar in Augustus het hulle hierdie byeenkoms by die oorlogsmonument. Toe sê ek vir hom alweer, jy weet, ek het eerlikheid oorlogsmuseum. Ek sê vir hom, kyk Roland, dis al 40 jaar en die ouens hou nie op nie. Toe ek nou die aand in die bed klim, toe besef ek's eintlik baie onregverdig, want ons het daai jare verwerk en ons gaan aan met die lewe, maar daar's ouens wat nog nie daai jare verwerk het nie en hulle voel geïsoleerd
omdat hulle familie en vriende oënskynlik nie belangstel nie of hulle nooit moeite gedoen het om dit met hulle te deel nie. Hulle wil met ouens praat wat saam met hulle daar was. Nou, dis hoekom hulle altyd hierdie byeenkomste gaan bywoon. Daai the band of brothers. Ja, en Daai- ek dink dis geweldig belangrik om mense te stimuleer. En ek dink dis wat hierdie boekie van jou baie goed kan doen. Om met mekaar te praat en mekaar te herinner en ek sou om die waarheid te sê, as ek hierdie boekies verkoop, sou ek so 2 of 3 los bladsytjies insit, miskien met 'n pen, vir as hulle op aande so by mekaar is en hulle maak notaatjies, en sê, ja, ek moet dit onthou, ek moet dit 'n onthou. Ami sakboekie. Ja, die so, sakboek, ja. ja. So net ter want afsluiting. Baie ja, dankie, net ter daar's baie afsluiting. ouens wat nog nie afgesluit het nie. Ja, ja. Maar wat sal julle dalk net as 'n laaste boodskap wil sê vir iemand wat nog huiwer om met hierdie projek te begin? Ek wil sê storm in where angels fear to tread. Ja, my perspektief is natuurlik altyd die terapeutiese. Ek sal vir hulle sê, hoeveel keer sit jy buite om 'n vuur alleen, miskien besig om te braai of tussen familie, en jy's glad nie betrokke by die gesprek nie. Jy's in jou verlede, jy dink aan goed wat jy nog nooit gedeel het nie, of nie gedink het mense sal belangstel nie, en deep down pla die goed jou, of sou jy dit graag met iemand wou deel, of sou jy dalk, jy weet, dat dit aan die lig kom, en hier is nou 'n geleentheid, om dit of alleen of saam met iemand te doen, en jy weet, jou stories na te laat vir jou kinders en jou kleinkinders. My persoonlike ervaring, nou sit Henriette hier langs my, sê ek my nou, hoe lank is jy nou getroud? 42 jaar. 42 jaar. Ja. Alright. En ek meen, sy's nog 'n jong girl, sy's 8 jaar jonger, ek is 81, maar ek het nou 'n paar slegte gewoontes. Die een is, sy sal onthou van ons Midde-Ooste dae. As ek daar deur die ou stad in Jordanië geloop en ek kom terug, dan is my kop vol stories, dan skryf ek 'n hoofstuk vir die boek. Baie oggende, ek dink dis die liewe Vader se skuld, maar hy so 3:35. Ek is skuldig van jou ellendes nie. 3:35 in die oggend. Baie keer dan spring ek op, dan's ek weg en kry ek bloody koud, dan sit ek hier op die stoel voor die rekenaar. Dan skryf ek iets wat in my kop is, heel paragrawe, wat ek onthou in die volgende oggend, dan sê ek vir haar, edit dit. So, my laaste gedagte, wat ek graag wil deel met jou Anay, en ek wil vir jou gelukwens en vir jou sê baie dankie. Hierdie is amazing Pragtige konsep, inisiatief. Ja. Go for it. Is ouens, moenie huiwer nie, skryf. Moenie nog dink aan raamwerk, begin net skryf en dan gaan die ding vorm aanneem. Ja. Not to worry. Ek sien nou lê dit om vir jou gepubliseer. Weet jy wat moet jy miskien doen? Jy moet miskien hierdie voorblad van jou vat en laat iemand vir jou 'n plakkaat maak of 'n reeks plakkate vir boekwinkels, Ja. waarop hulle bietjie die ding adverteer en om dan nou in November daar neersit te sê, weet jy nie wat se Kersgeskenk om vir jou pa te koop nie. Wat van? Jy Dis weet, hy. Ja. met 'n bietjie Blink idees, geleentheid tot gesprek met jou pa, jou oom, Ja. jou oupa. Ja, ek is nydig. By die haarkapper en Ja, ek dit en, loop- en sy mors ja. so by my oor haar pa wat so 'n grompot is. En ek vra vir hom, maar weet jy dalk of hy diensplig gedoen het of was hy dalk op die grens of wat is sy storie? En sy sê toe wel, sy weet eintlik glad nie, maar volgens sy ouderdom moet hy eintlik so Ja. iets dalk gedoen het, maar hulle praat nooit daaroor nie. En so Ja, jy so sien, soos want dit by gaan haar altyd kapper oor is die daar baie kinders sulke en die mense, kinders se dink ek. sport en die kinders se toekoms en die kinders. En die dag as mens ouer raak, dan ontstaan daai behoefte by jou om te gesels met jou kleinkinders. Ek het nou met my kleinkinders wat van Australië afkom, ek het vir hulle gesê, dink aan stories. Ek soek vir elkeen van julle 5 stories van goed wat julle gedoen het. Want ouma Met gaan foto's. storie aande hou
Kampvuur. julle hier is om die kampvuur. Ek wil hê almal moet hulle stories vertel en ek wil my stories ook vertel. Ag, dis 'n pragtige idee. Ja.